Dit was weer Kerstyd en die hele bos was bedrywig met kersversierings opsit en die lekkerste disse te maak. Die bos was nie die enigste plek waar daar geskarrel is nie. In die groot plaashuis was mevrou Boer besig om die kersboom op te sit. Katrein het van 'n afstand afgekyk en geweet hoe lekker dit gaan wees om die boom te klim. Sy het sommer so lekker gekry en haar naels in die mat op die vloer ingedruk. In die klein gaatjie in die muur het Mila Muis versigtig gekyk na wat alles daar gebeur in die sitkamer. Wat op aarde is dit? Hoekom is daar 'n boom in die huis en hoekom sit mevrou Boer ronde balle en liggies op die boom? Vra Mila Muis saggies. Mamma Mia trek haar terug in die gaatjie in en begin haar vertel van Kersfees. My mooiste Mila Muis, mevrou Boer is besig om die kersboom op te sit. Elke jaar doen families dit om Kersfees te vier. Ken jy die storie van Jesus se geboorte, Mila Muis? Vra Mamma Mia. Mamma en pappa het al vir my baie van Jesus vertel en al die wonderwerke wat hy gedoen het, maar julle het nog nooit vir my vertel van sy geboorte nie, Sê Mila Muis opgewonde, want dit is 'n storie wat sy baie graag wil hoor. Mevrou Boer het aangehou om die sitkamer te versier met die mooiste liggies. Dit het soos 'n sterrehemel gelyk. Katrein vleg haar lyfie so al om mevrou Boer se bene en soos altyd krap mevrou Boer haar ruggie met haar lang naels. Die keer gooi sy vir Katrein een van die rooi kersballe om mee te speel. Dit was werklik Kersfees vir Katrein. Maar soos Mila het Katrein nie regtig geweet wat Kersfees is nie. Kan ons wag tot later asseblief? Ek wil hê Katrein moet ook die storie hoor. Vra Mila en giggel toe sy sien hoe Katrein die rooi kersbal klap met haar wit sokkievoete. Die groot storietyd het aangebreek en soos Boer, mevrou Boer en wagter kamer toe stap, kom die postiemuise uit hulle gaatjie uit en gaan sit op Katrein se kombersie op die mat. Katrein het haarself sommer so uitgestrek en Mila het op haar beste maatjie se sagte maagie gaan lê. En so begin die storie. Lank gelede, in 'n klein dorpie met die naam Nasaret, het daar 'n jong meisie met die naam Maria gewoon. Sy was besig met haar daaglikse take toe die engel Gabriël aan haar verskyn. Die engel het vir haar gesê: "Maria, moenie bang wees nie. Ek bring goeie nuus vir jou. Jy gaan 'n seentjie kry en jy moet hom Jesus noem. Hy sal die seun van die Allerhoogste wees en hy sal die koning wees wat die wêreld sal red." Sê Mamma Mia. 'n Engel? Was sy nie baie bang nie, mamma? Vra Mila Muis. Natuurlik was sy geskok by Mila Muis, maar sy het die engel vertrou en hy het vir haar gesê dat die Heilige Gees oor haar sal kom en die krag van God sal haar toemaak. Daarom sal die kindjie wat sy dra heilig wees en die seun van God wees. Sê Mamma Mia. En toe, wat het sy toe gesê? Vra Katrein. Maria het gewonder oor alles wat die engel gesê het, maar sy het die engel vertrou en gesê: "Ek werk vir die Here, en as die Here so sê, dan is dit reg so." Maria was so opgewonde, sy het dadelik vir haar verloofde Josef gaan vertel wat die engel vir haar gesê het. Mila Muis en Katrein het vir Papa Willem en Mamma Mia met groot blink oë aangekyk en op hete kole gesit en wag vir die res van die storie. Papa Willem vertel toe verder. 'n Paar maande later moes Josef en Maria na 'n ander dorpie toe gaan, Bethlehem. Dit was baie ver van Nasaret af, maar hulle moes soontoe gaan. Toe hulle uiteindelik in Bethlehem aankom, is daar nêrens vir hulle plek in die herberg om te slaap nie. Daar was net 'n dierestal. Papa, Sê Mila deurmekaar. is 'n stal nie 'n plek waar diere slaap nie? Hier op die plaas is daar ook 'n stal, maar dis nie baie skoon nie. Jy's reg, Mila Muis. 'n Stal is waar diere slaap. Maar in daardie stal het Maria geboorte gegee aan Jesus. Hulle het vir Jesus in mooi skoon lapkombersies toegedraai en hom in die diere se voerkrib neergelê. Dit was nie 'n paleis of 'n groot hotel nie, maar dit was waar die seun van God gebore is, sê Papa Willem. "Sjoe, dis 'n baie mooi storie. Dankie dat julle ons vertel het," sê Katrein en begin haar lyf lekker uitstrek. Mamma Mia en Papa Willem lag sommer. Dis nie die hele storie nie, Katrein.
Dis net die begin van Jesus se storie. In daardie rustige, stil nag was 'n ster wat helder oor die dorp geskyn het. Sê Mamma Mia. Soos die liggies bokant ons. Dink jy hoe mooi was dit daardie nag, Katrein? Sê Mila Muis opgewonde. Net buite die dorpie was daar 'n klompie skaapwagters wat hulle skape opgepas het. Skielik het 'n engel aan hulle verskyn en vir hulle vertel dat die verlosser, die kind van God, gebore is. Die engel het vir die herders gesê, gaan nou na Bethlehem toe en julle sal die babietjie daar kry. Hy sal in 'n diere se kosbak lê en die staldiere sal ook daar wees. Sê Mamma Mia. Dit lyk asof die engele nogal daarvan gehou het om so skielik by mense te verskyn. Hulle het seker ook gedink dit is snaaks as almal elke keer so 'n bietjie skrik. Hulle het seker baie vinnig gehardloop om na Baba Jesus te gaan kyk, nê? Vra Mila Muis. Baie vinnig, Mila Muis. En toe hulle by die stal aankom, het hulle vir Maria, Josef en die baba gesien. Presies soos wat die engel vir hulle gesê het. Hulle het by die babatjie in die krib gekniel en vir Jesus geprys. Sê Mamma Mia. Wag, ek het 'n vraag. Hoekom was daar net een groot blink ster in die lug bo kan die dorpie? Het dit nie baie vreemd gelyk nie? Vra Katrein deurmekaar. Jy was nog altyd baie lief vir die liggies, Katrein. Ek het gedink die groot ster sal jou mooi laat luister. Glimlag Mamma Mia. Die skaapwagters was nie die enigste mense wat vir Jesus gaan ontmoet het nie. Daar was ook 3 baie slim manne wat van 'n ver land afgekom het. Hulle het daardie helder ster gesien en al agter die ster aangeloop tot by Jesus in die krippie. Elkeen van die manne het vir Jesus 'n spesiale geskenk geneem, geskenke van goud, wierook en mirre. Hulle het vir Jesus geskenke gegee omdat hulle geweet het dat hy die koning van die wêreld was, sê Papa Willem. Is dit hoekom ons geskenke gee op Kersfees, Papa? Vra Mila Muis. Net so, my Mila Muis. Dit was die begin van die grootste geskenk wat ooit aan die wêreld gegee is. Die geboorte van Jesus wat na die aarde toe gekom het om liefde en vrede vir almal te bring, sê Papa Willem. En dit is waarom ons elke jaar Kersfees vier, om die geboorte van Jesus te onthou en om die liefde wat hy vir ons het te vier, sê Mamma Mia. Mila Muis en Katrein het met sulke groot oë en oop monde geluister na die einde van die storie. Hulle het so baie vrae gehad, maar Mamma Mia en Papa Willem het hulle beloof dat hulle nog baie tyd gaan hê om vrae te vra. Hulle kon sien dat die muis en katdogtertjies geweet het dat dit nie net enige baba was nie, maar die seun van God wat na die aarde toe gekom het om vir ons almal liefde en vrede te bring. Papa Willem en Mamma Mia het met liefde na mekaar gekyk en besef hoe geseënd hulle is om die Kersverhaal vir die eerste keer aan hulle dogtertjie te kan vertel. Net daar het hulle Katrein en Mila Muis se handjies gevat en saam gebid vir elke hartjie in die wêreld, sodat elkeen die liefde van Jesus sal voel.